Goeiedag en baie welkom by Maandag met Morney. Dis lekker jy ingeskakel is. So asseblief like, subscribe, deel hierdie page met mense. Ons het 'n paar great podcasts al agter die rug en dankie dat jy deel is. Selfs met vandag, ons gaan vandag met Dr. Hyla Redpath kuier. En ons gaan net nou haar voorstel, maar van nou kom ons gaan kyk wat is hierdie week se nuttelose inligting. En nuttelose inligting hierdie week, kan jy glo, in hierdie week in die jaar 1879 het Thomas Edison die eerste keer die gloeilamp suksesvol getoets. Ook in hierdie week se nuttelose inligting is dit internasionale Chef's Day. Aan almal daar buite wat dink hy kan kook, of dit 'n eier is, of 'n roosterbroodjie, of 'n lekker stuk fillet, gaan en maak Chef's Day count. Lekker week vir jou. Terug by Maandag met Morney en vandag die massiewe voorreg om Dr. Hyla Redpath hier by ons te hê. Sy praktiseer al vir 'n lang tyd hier in Alberton omgewing. So baie welkom Hyla. Baie dankie Morney, is baie lekker om hier te wees. Dankie. Jy's eintlik dokter, maar vir hierdie podcast is dit Morney en dit is Hyla, is dit reg? Dis altyd net Hyla. Hoe lank praktiseer jy al in Alberton? In Alberton van 2012 af al. Ja, en ek het in 1999 in Bloemfontein klaargemaak. So ek is al 'n oud tannie hierso. So hoeveel mense het jy al gesê voor? Te veel. Dit is baie lekker dat jy hier kan wees en net ingestem het om saam te kuier Maandag met Morney. Eintlik gaan Hyla net klomp stories praat van hoop. Daar het baie mense, dalk duisende mense al by jou praktyk in en uitgestap en jy het hulle gehelp. Meeste van hulle was siek en het hulp genodig gehad en jy as dokter moet jou wysheid gebruik om die regte medikasie te gee. Hyla, het daar so 'n paar mense vir jou uitgestaan in hierdie paar jaar? Absolutely. En weet jy, Morney, dit is net amazing hoe die Here met ons almal werk en jy sê weet die kennis, maar die kennis kom nie van my af nie. Dit kom van bo af. Jy het definitief 'n bietjie brains, maar die kennis... So klein bietjie, en ons probeer dit gebruik, maar ons vra altyd die Here om ons hand te vat en dit saam met ons te doen. Ja, dis baie waar, want 'n mens moet die eer aan die Here gee. Hy help jou in elke situasie. Ek dink elke persoon wat voor jou sit is uniek, al hoor jy die 15de keer in dieselfde dag, ek het maagkrampe of ek gooi op, elke persoon is uniek. Elke mens is uniek, maar ek wil jou eers die storie vertel van waar die vandaan kom, waar ek sê ek is net Hyla. Ja. My pa was in die hospitaal en in die ou Unie nog en verskriklik deurmekaar. Ek wil eintlik gegaan. Ons sê hy lê in televisie kyk en is Masterchef het gewys en hy kyk vir my en hy sê vir my, weet jy, kyk hoe sleg speel die Engelse rugby. So dit is hoe deurmekaar hy was. En toe besoektyd uit is, toe gaan ek uit en die verpleegster kom in om sy vitals te doen. En ek sê vir haar, I'm Dr. Redpath, I just want to see what his vitals are. En hy sê vir my pa kyk my, sy sê vir my, excuse? Ek sê, Dad, ek sê net vir ek is Dr. Redpath en ek wil net kyk wat jou vitals is. Sê weer, en ek sê vir hom, en hy kyk my diep in my oë en hy sê vir my, jy is my kind eerste, moet dit nooit vergeet nie. Dit maak nie die feit dat jy 'n dokter is, soveel meer nie. Hyla, baie welkom. Baie dankie. Laat jou pa jou so moet roer, nee. Yes! Hoor, in die praktyk, ek dink jy het 'n paar mediese wonderwerke al seker beleef. Ek het. En hierdie mediese wonderwerke, is daar dalk iets iewers waar 'n kind jou hart geroer het? Iets wat jy gesien het wat die Here gedoen het? Baie. Ek het verlede jaar September 'n kleintjie gesien. Sy het nou Februarie hierdie jaar 3 geword. En dit was begin van September verlede jaar. Bring mamma en papa in en sy het foot and mouth disease en ons behandel dit. En 'n week later bel die pa my en hy sê vir my, is dit normaal vir 2-jariges om te kla van hoofpyn en op te gooi? Ek sê nee, iets klink nie lekker nie. En hulle bring haar in en sy kla sy het hierso so seer. En kyk in die oortjie en die oortjie is bloedrooi.
Sê, okay, ons weet wat gaan aan. En behandel haar vir 'n middeloorontsteking. En 'n week later kom hulle in, en toe sy inkom, toe kan jy sien, sy loop so wydspeen. En ek het met mamma en pappa gaan sit en vir hulle gesê, kyk, dit kan 'n paar goed wees, en ons het nou deur die opsies gegaan, dit kan wees van die middeloorontsteking, sy kan dalk abses ontwikkel het, sy kan meningitis hê, maar dit kan ook kanker wees. So. En dadelik pediater toegestuur, en daai Vrydagmiddag 5:00, toe bel die ma my. Toe sê sy, dit is bevestig, ons klein ding het kanker. Nee. So ons klein noenoekie veg nou al, ekskuus, ek is baie emosioneel, van verlede September af. En so sy die Dinsdag na die diagnose, het hulle vir haar shunt ingesit, om die drukking op die brein minder te maak. En toe die Woensdag, toe het hulle probeer om die tumor uit te haal, en hulle kon 90% van die tumor uithaal. Hoe groot was sy tumortjie geweest? 5 centimeter. Wow. Maar hy is aan die klein brein gesit. So hulle kon nie verder uithaal nie. En toe het sy bestraling gekry, en toe het hulle gestop, want hy het teruggegroei, meer aggressief. En die snaakste ding oor haar is, sy het 'n baie raar tipe breinkanker, wat 'n epidenoom, wat regtig baie skaars is, en wat 'n 80% survival rate het. En haar het nou net op 'n plek gesit, waar dit nie regtig wou werk nie. So toe het hulle weer geopereer, en op daai stadium kon hulle net 70% van die tumor uithaal. Wow. Toe sy chemoterapie gekry, en toe sy weer deur 'n kursus bestraling. Daai lyfie het deur baie gegaan. Daai lyfie is deur baie oom. En weet jy, dit is die wonderlikste familie. Ek sal nou by die familie uitkom, behalwe hoe hulle aan my geraak het. So na bestraling, terwyl sy besig was met die bestraling, dan bid ek in die aande, en dan sê ek, Here asseblief, ons noem haar Fifi, gaan met Fifi en haar familie. Medies gewys weet ek, enige dag nou gaan hulle my bel en sê, daar's niks meer nie. En elke keer as ek bid, sien ek letterlik 'n hand ingaan in haar brein, en daai tumor uithaal. Na die bestraling het hulle weer die MRI gedoen, en die tumor het nie gegroei nie, maar hy druk teen haar spinaalkolom nou. Maar hulle sê hy's nou ook nie meer so aggressief nie. So ons hou aan bid, en ons weet wonderwerke kan gebeur. Amen. Want daai klein lyfie sy is net te pragtig. Amen. En sy het 'n ousus wat nou 9 is, en ma en pa is te dierbaar. Ma het deur die hele, van die begin af, en ma het haar meestersgraad gedoen, vasgebyt, en haar afleiding so gekry. Oupa het kom intrek om by ousus te bly. Wow. En wat vir my so mooi is ousus neem ma en pa glad nie kwaadlik, dat hulle so baie tyd by Fifi spandeer nie. En Fifi het 'n traggie, want sy kan nie, en sy het 'n feeding bag, want sy kan nie sluk nie. Maar so nou en dan kom sy, maar toe sy nog in ICU was, dan toe hulle begin speen van die suurstof in die ventilator af, sê maar vir my, die verpleegpersoneel sê sy het hulle 'n lewe gelei, want in die aande dan hoor hulle net daar gaan na monitors af, en as hulle kom en lê sy met die ventilator se pypie in haar hand, dan sy homself afhaal, want sy weet sy kan asemhaal sonder hom. So. En nee, sy is regtig, en sy is verlam aan die linkerkantjie, en dit was seker 3 weke terug, vra ma vir my, of hulle my 'n video call kan doen. En dit was vir my, want ek het dan nou nog nie weer persoonlik gesien nie, ek kry net video's en foto's, en
toe mamma antwoord, daai hartmonitor gaan en die ou handjie wat nie kan beweeg nie, kan jy sien, hy probeer en sy wil gesels en net daai ou lyfie en van 3 weke terug af, sy het mooi gewig aangesit, opgetel, sy het opgehou om op te gooi, haar sekresies word baie minder, so ja, nee, hulle is 'n fantastiese familie. Hy laat 2 goed wat ek optel. Nommer 1, jy het 'n hart vir mense. Absoluut. En ek weet jy gaan sê, het gaan nie oor my nie, jou nie, maar jy het 'n hart vir mense. Ek het. En ek dink jy is in die regte beroep, want jy wil help, maar jy stap die ekstra myl. En dan nommer 2, jy vertrou die Here so baie vir daai lyfie wat jy Fifi noem, Yes. vir 'n bonatuurlike wonderwerk. Julle het al baie wonderwerke gesien, Ons het. maar kom ons bid nou. Vader, ons bid in die naam van Jesus. Almal wat nou saam kyk, ons stem saam dat U aanhou U hand op haar brein gaan sit en hy tumor sal wegvat. Ons bid vir beterskap elke liewe dag verder. Dankie Here, ons gaan nog sien en hoor van die grootheid van U in Jesus naam. Amen. Ja, sterkte met haar. Ja. Baie dankie. As jy weer 'n video callkie kry, dan jy's lucky. Ek is. As ons praat van mense, is ons mense heidaglik baie siek? Ek vra hierdie vraag. Ek praat nie van daar's 'n virus wat nou gaan nie. Kom jy agter dat kankers toeneem? Kankers neem definitief toe en die sogenaamde turbokankers neem baie toe. Wat is turbokankers? Waar die mense sê hulle was 3 weke terug gesond en toe hulle 3 weke later gediagnoseer word, is dit al versprei na stage 4 toe. Daar is soveel mense wat deur sulke trauma gaan. Kyk, ek sal my pa eendag sal op die podcast wees. My pa word heidaglik behandel. Ja. En hy is die champion, hy doen amazing, maar sy liggaam gaan deur soveel houe. Ja. So my hart en ek dink jou hart gaan so uit na mense wat jy moet sê, hoorie, ekskuus meneer, jy het kanker. Ja. Dis een van die moeilikste dinge om te doen. Want sodra jy die groot K hoor, is dit weet, almal dink hulle gaan nou dadelik doodgaan. En meeste mense weet wat voor lê. Ons het so ruk terug kyk na Maandag met Morney, is ook 'n podcast wat ons gedoen het oor die groot K. Die groot K, almal sê dis kanker, maar ons het daai podcast gesê, die groot K is die kruis. Ja. So, ek dink is moeilik om vir mense slegte nuus te gee. Dit is, maar as jy, laat ek dit so stel, die Here het my op die aarde gesit om te dien. En al wat ek kan doen is hoop dat ek dit doen tot die beste van my vermoë. Ja. En weet, dit is om sulke moeilike nuus vir pasiënte te gee en vir mense te gee. 'n Mens moet nooit jou empatie verloor nie. Jy moet nooit jou menslikheid verloor nie. En jy moet, hulle moet weet jy is daar saam met hulle. Hoe lank praktiseer jy nou? Hoeveel jaar? Al van 2001 af. So ek wil net, weet jy wat leer ek by jou? Ek is 'n pastoor en jy wat kyk, is dalk in 'n werksituasie en ons gaan nie deur emotions. Ja. En ek dink ek leer vandag by jou, Morney, moenie net deur emotions gaan nie. Wees elke oomblik in elke moment, by elke pasiënt. Ou is nie altyd skerp nie, maar kom ons sê vir mekaar, whatever jy doen. Sê Here, ek is in hierdie posisie geplaas, ek dien, ek gee my bes, ek is daar om mense te help. Elke aand, elke oggend vra ek Here, wees my brein, wees my oë, wees my hart, wees my hande. Skryf saam met my, dink saam met my. So Hyla sê vir my net nou, sy sien partykeer, sy stop by 35 pasiënte 'n dag. Dis, weet jy hoe baie is dit? Weet jy hoe skerp moet jy wees die hele tyd? En ek weet dit vat bietjie 'n turn waarna ons nou praat, maar ek wil net hê dat mense bietjie in jou wêreld inklim. 35 mense, onthou dis net ek's in en uit nie, ek's in, ek word gediagnoseer, dalk word ek vir bloed gestuur, dalk is daar opvolgoproepe, weet en scripts en whatever. Ja. Hyla, dis 'n calling. Dit is, en dit was of dit was onderwys. En ek het aansoek gedoen net by Koffsies. En ons was 5 in die klas wat aansoek gedoen het. En elke week toe hulle nou begin uitkom wie gekeer is en nie. Dan sê hulle van, okay, jy kan nou maar vir ons sê jy is nie gekeer nie. Dan sê ek het nog nie my brief gekry nie. Ja.
En sê, nee, maar jy weet, ons het nie gekry nie, jy kan nou maar sê, as jy nie jou brief gekry, nie kering gekry het nie. Dan sê ek, maar ek het regtig nog nie my brief gekry nie. En toe, op 'n stadium toe sê ek, goed, nou laat ek net 'n ekstra opsie het. En ek het 'n beurs gekry by die onderwyskollege, ten volle betaal, en onderhoud gehad met die skoolsielkundige, en die oom Is jy geslaag ek het, en die oom sou die woensdagoggend, sou hy my papiere deurgevat het Bloemfontein toe, en letterlik 15 minute voor hy die papiere kom optel, toe kom my brief aan. Ek het kering Goed gekeer vir medies. Dis amazing. Ja. Okay, uit die spreekkamer uit. Yes. Enige ander geval wat net vir jou uitstaan, dalk jy sien die hand van die Here is op in die persoon? Daar's so baie, maar ook met die kanker, my groot passie, en ek dink my groot passie is HIV. En ek doen nou al die laaste 21 jaar HIV. Hoeveel pasiënte het jy al gediagnoseer met HIV? Ek het vir 9 jaar by Anglo Gold op die myn gewerk. En daar het ek, toe ek in die kliniek begin werk het ons 300 pasiënte gehad. En toe ek in 2012 daar weg is, het ek 3000 pasiënte gehad. Dis baie, nee. Dit is baie. En dit was in die vroeë 2000s waar antiretrovirals nog nie beskikbaar was nie. En met die mynwerkers was dit, as jy gaan om jou VCT toetsdae te hou, dan kyk jy jou so, dan sê hulle vir my, maar hoekom moet ek bang wees vir HIV? Elke oggend as ek ondergrond ingaan, ek weet nie of ek gaan opkom nie. Dis dat dan my chance. En ook toe ek daar begin werk, in die wellness kliniek, was die kliniek se naam. Toe die dokter wat saam met my gewerk het, sê sy vir my, jy dink jou pasiënte hou so baie van jou, maar jy gaan nou agterkom, nou dat jy in hierdie kliniek werk, gaan hulle jou ignoreer en draai om jou stap, want die stigma is nog daar. Ja. En soos ek sê, ons kliniek het gegroei na 3000 toe. En ook nie so groot shoppingwinkel was die Spar. Massive. Dit was die lekkerste shopping daar. Dan kuier my ma en pa by my, gaan ons Spar toe. Veral die bakery gedeelte. O ja. En dan kom 'n pasiënt na my toe en dan kom stel hy sy vrou aan my voor. En dan is ons in die kar klim en sê my ma vir my, sy voel nou so sleg. Sê ek vir my, hoe so? Sy sê, want ek weet mos nou wat met hierdie mens aangaan, en ek sê, weet maar, as dit vir hom 'n probleem was, sou hy nie vir my kom hallo sê het nie, want hulle weet, jy is my ma, en ons ma's ook voorgestel, en vir my, een van die snaakste, mooiste stories, is ek het al hier gewerk, en ek het eers in Meadowdale begin, en die een Vrydagoggend is ek op pad Meadowdale toe, en daar ry 'n taxi so eentjie voor my, met 'n Noordwes registrasienommer, en ek dink by myself, hoe ironies sal dit nou wees, as dit 'n taxi is, met mynwerkers, van my ou pasiënte, en op 'n stadium kom dit toe nou so, dat ek en die taxi langs mekaar is, en die volgende oomblik gaan die taxi se vensters oop, en hulle hang uit, Dokotela, en ek waai, so op die highway, het ons amper ongeluk gemaak op 'n Vrydagoggend, want ons wil mekaar net hallo sê. Ja, maar kyk hoeveel mense raak jy aan, so well done. Maar elkeen van hulle raak my aan. Maar hoekom HIV? Voel jy net, jy is meer geleerd, jy het meer begrip vir waar die pasiënte gaan? Ek is geforseer om in die HIV kliniek te gaan werk. En dit was Desember 2003. Toe het my baas vir my gesê, jy begin volgende Vrydag in die HIV kliniek. En ek het na hom toe gegaan, en hy het die tissue box nogal uitgehaal. En ek het vir hom gesê,
hoe kan jy van my verwag om in 'n plek te gaan werk wat ek nie in glo nie? Ek sê elke liewe dag teken ek 7 of 8 doodsertifikate van mense wat doodgaan van HIV en tuberkulose. Ek sê, en nou sê julle het hierdie ARV's wat werk en mense gaan nie meer doodgaan nie. Ek sê, weet, ek kan myself net nie vereenselwig nie. En hy het net gesê, wel, jy is die enigste een wat die kursus gedoen het saam met Mpo, jy moet maar nou maar net gaan. En ek was letterlik 3 dae in die kliniek. En ek het so verander. Want jy sien die verskil wat ARV's maak. Kyk, ons werk met, wel, ek werk met mense. Ek sê ook vir hulle, hoe ons tred hou met ons pasiënte is om hulle CD4's en viral loads dop te hou. En weet, wel, dis nou nog, as jou CD4-telling is, hoe sterk jou immuunsysteem is. En as hy onder 200 is, dan sê hulle dis AIDS. En ek het altyd vir hulle gesê, maak nie saak wat jou CD4 is nie, ons gaan altyd probeer. Ja. En ek het 'n hele paar pasiënte wat met CD4's minder as 10, wat ek begin het op behandeling, wat 10, 15, 20 jaar later nog lewe. Wow, sien, jy's net daar sodat jy die mense kan help, sodat hulle 'n kans het, of om 'n beter lewenstyl, of om 'n ontmoeting met Christus te hê. Presies. In hulle lewens. Ek kan onthou, deel toe ek 'n student was, wou niemand na die vigsklinieke toe gaan nie. So deel van ons pastorale deel is, probeer by dit uitkom. Ek was die enigste ou wat gesê ek sal gaan, en toe sê ek naderhand, hoorie, as daar mense is wat op sterwe gaan lê, roep my, ek sal saam met hulle probeer doodsbegeleiding doen, en kyk of hulle nog die Here kan aanneem, so dit was ek. En ek het letterlik het vir 4 jaar, het ek van tyd tot tyd, so ek het baie keer oproepe gekry, sê hoorie, hierdie pasiënt is besig om te sterf, en dan kom jy by daai, partykeer verwilderd, groot oë, brandmaar, en wanneer jy om Christus begin wys, en Christus gee, en hy aanvaar, en sê ek wil Christus in my lewe hê, dan het ek 'n vrede by daai mense ervaar, totaal, wow, okay, ek's reg, I'm ready. En dan doen jy 'n bietjie doodsbegeleiding, en baie keer sterf die persoon in jou teenwoordigheid. So dit was 'n voorreg, en ek het bietjie relate bietjie met wat jy doen. Ja, ek wil nie sê, dis nie al my pasiënte het HIV nie. Ja, hoor. So wat mense weet is, ek's 'n GP met 'n special interest in HIV, want niemand hoef te weet wat pasiënte se status is nie. En niemand sal kan sê wie het HIV. Kyk, jy sal, en ons kan dit vir almal sê, jy weet voor jou heilige, ek kan sê siel, jy sal nooit mense se persoonlike goed praat nie, want ek weet jy's nie net 'n dokter nie, jy's eintlik 'n beraader ook. Ek kan seker nou al vir jou hoeveel stories vra dat 'n vrou, selfs mans, omdat hy bang is vir die toekoms, net emosioneel uitpak by jou en praat oor, hoe gaan hierdie werk, dokter? So, jy's nie die pilletjie en die skripvrou nie, jy's eintlik die beraader ook, so, daarom moet die Heilige Gees jou elke dag wysheid gee. En hy doen, kyk, en hulle weet ook, ek sê vir hulle, ek is julle health mommy, so julle mag julle eie mamma by die huis hê, maar ek is julle health mommy. En is baie belangrik om, en ek dink mense kennis kom, en jy sal verstaan, kom baie goed in, en veral met die mans, om hulle dop te hou en te weet, wanneer om watter vrae te vra, dat hulle net kan oopmaak, want mans het mos nie emosies nie. Dankie, Hela. En mans is altyd sterk, en mans huil nie, never, en mans het al die antwoorde. Ons het nie snot en trane nie. Glad nie, en hulle het al die antwoorde. En ons is nooit bang nie. Nooit bang nie. Dankie tog vir vrouens, wat ons as manne probeer ground. Jy sien. So, ek dink, as ek moet vra, waarvoor moet ons vir jou bid? Dink ek dat die Here jou ore elke dag so oop sal maak, om te hoor wat die persoon voor jou sê, en nie net te antwoord nie, so ek wil deur die Heilige Gees die regte antwoord gee aan hierdie persoon, want ek wil hy moet beter die uitstap, nie net beter voel nie. Hoe erg was COVID vir jou? Dit was vir my baie, baie erg. Jou pasiënte het gesukkel.
Die pasiënt het gesukkel, maar dit was ook op 'n persoonlike vlak baie moeilik, want my die 28ste Junie 2020 is een van my goeie vriendinne oorlede. Shame. Dit was 'n Sondag. Shame. Die maandagoggend is my pa oorlede. Nee. 2 weke later is my tannie dood. Ag nee. 3 maande na dit is my oom in Kanada dood. En toe in Januarie 2021 is ook 'n baie goeie vriend van my oorlede. En in April is een van my kollegas, Dr. Cindy van Sail, wat die groot social media dokter was. Ons het saam gewerk in Bedfordview, is sy oorlede. En Julie maand, begin van Julie, is nog 'n vriend van ons oorlede. En middel Julie is my ma oorlede. Ag nee. En dit was net in my klein kringetjie. Dit is buite al die pasiënte. Net dit wat jy daar sê, mens kan nie dit begryp nie. Man is jare en jare se vriendskap, se kuier, se saamwees, se memories en die verliese kom en dit is hou na hou en weet ek weet nie hoe survive mense hierdie goed nie. Weet jy's of in 'n gat, maar hoe? En ek dink hy laat ons nie jy nie. Ek weet daar's heelwat mense wat deur hierdie selfe trauma getref was. Baie en my ontvangsdame, haar maand pas 2 weke na mekaar dood. Nee, ons het 'n podcast ook nou die dag opgeneem van Lisa, wat in COVID haar boetie, wat Downs was, haar ma en haar pa, haar pa en ma, verloor het in daai tyd. En sy het in 'n totale gat verval. En hoe die Here op 'n stadium net die lig op haar laat skyn het gesê, hoorie, nou is dit tyd om op te staan. Maar jy moet met soveel emotions deel. Ja, weet en jy moet probeer sterk wees vir die pasiënte en vir die families. En weet en jy weet jy voel net so overwhelmed in. So, ons gaan nie net, dis maklik, kom ons bid vir die dokters, want hulle werk nou met siek mense. Nee, jy het jou eie emosionele trauma, pyn, dinge wat jy deurgaan. En ek dink, ek draai hierdie hele podcast eintlik nou na jou toe. En dankie, want jy's 'n aansteeklike mens. Dis eintlik lekker om met jou tyd te spandeer. As ons na heilig kyk, en jy dink wie's jou GP, jy wat hierna kyk, jou GP, kom ons bid vir ons GP's ook. Daai mense, ek weet hulle doen hulle bes, hulle doen dit uit wysheid, maar ook deur die Heilige Gees. Maar vir jou eintlik. Jou praktyk staan oop vir enige iemand. Watter area in Alberton is jy? In Meyersdal, in Michelle Avenue, en by Docs at Work. Maar ek moet eers vir julle voor ons klam een storie vertel. Asseblief. That toe Michael W. Smith hy was, ek dink dit was in 2011, 2010. En toe ek op die myne gewerk het, was daar was 7 spesifieke pasiënte waar hulle is almal oorlede, maar hulle het my altyd gepla. Weet, was daar dalk iets wat ek gemis het, wat ek beter kon doen, wat ek weet net oorgesien. Yes. Maar hoewel ons in 'n span gewerk het op die myn. En met sy konsert, dit was vir my in hierdie einste auditorium van ons, die kerksaal nogal, so halfpad deur die eerste 5 songs, het al 7 daai mans na my toe gekom, in 'n normale, gesonde lyf, en vir my gesê, dankie, ons weet wat jy vir ons gedoen het, moenie jouself kastei nie. Yes, that's beautiful. Hy sit ek stot en trane en huil, almal dink is oor die show, meanwhile is omdat ek spooke sien. Ja, dis omdat jy belewenis met die Here gehad het, dis asof mense net kom, dis nou klaar, jy het nou genoeg oor ons gehuil, ons is okay, jy het die bes gedoen wat jy kon doen, ons gaan nou vir jou bid, hoor. Dankie. Docs at Work. Docs at Work. Ja, mense, dankie, maandag met Morney, asseblief like net meer, stuur dit uit, stuur dat meer mense subscribe. Hoekom ek dit vra is, want ons wil hierdie goeie boodskappe, hoop wil ons vir mense stuur. En Heila, dankie vir jou mooi stories, maar dankie vir jou mooi hart.
Ek het gekom om stories te hoor en ons het 'n bietjie stories gekry. Ja. En het meer na jou toe gedraai want die klem is op dit. Jammer dat jy hartseer word, maar dit wys jou hart. Mens is net 'n mens. Ja, is net 'n mens. As daar een ding is wat jy vir mense daar buite wil sê, is daar dalk 'n boodskap vir hulle? Yes, daar is. Kyk mooi na jouself eerstens. Jy's belangrik. Ja. You do count. Sure. Jou gevoelens maak saak. Jy mag lief gehê word. Ja. En wees daar vir mekaar. Families is daar om mekaar te ondersteun en by mekaar te staan. Moker whatever gebeur het. Take the bull by the horns en go for it. Maak vrede. Die lewe is te kort. 'n Mens kan nie grudges hou nie. Pragtige laaste woorde. Van Maandag met Morney af, dankie dat jy ingeskakel het. Heila, baie dankie. Dokter, was lekker saam met jou. Heila, dit was lekker saam met jou. Geniet jy 'n goeie geseënde week. Ons sien mekaar volgende week.